Liewe vriende, familie, luisteraars, baie welkom. Ons reis vandag verder. Ons tema is die kruis van Christus en ons subtema vandag is liefde vir ons vyande. Nou die kruis beïnvloed hoe ons na ons vyande kyk. Natuurlik het dit 'n impak hoe ons na ons geliefdes kyk, hoe ons na die kyk wat saam met ons werk, die wat rondom ons is, maar so ook ons vyande. Nou baie keer begin ons deur om te sê, Here, maar dis moeilik om vir ons vyande lief te wees. Dis moeilik om in vrede met hulle saam te leef. Dis moeilik om hulle te vergewe. Dis moeilik om te versoen. Maar in die lig van die kruis van Jesus moet ons onthou dat die Vader sy seun gegee het om mens met God te versoen. In ander woorde, ons kan nie verwag dat versoening met vyande sonder enige koste gaan kom nie. Dit vat tyd, dit is moeilik. Dit vra 'n bereidwilligheid om oop te wees, moeilike gesprekke te voer, te luister en te probeer verstaan na alle kante toe. Ek lees vir julle graag uit Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurhooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Familie, ons hoef nie van die kwaad en van ons vyande af weg te hardloop nie. Ons moet hulle oorwin deur die goeie te doen. Ons moet hulle oorwin deur om hulle te wys wat liefde is. Tog herinner Lukas 17 vers 3 vir ons, en dit is ook wat ons al vroeër bespreek het, dat liefde en genade hand in hand stap met regverdigheid en geregtigheid. Ons Here Jesus het dit vir ons aan die kruis gewys, waar hy vir ons gesterf het in die plek van die mens, daar sien ons die liefde en die genade, maar dat God regverdig geoordeel het oor sonde, deur hom dit op sy seun uit te giet. Dit beteken dat ons nooit vergifnis goedkoop moet maak nie. Dit gaan altyd gepaar met ware, opregte berou van ons vyande teenoor ons, maar ook as ons vyande is van ander, om ook oop te wees, om dit raak te sien en werklik te berou. Die Here probeer ons aanmoedig. Die Here vra vir ons om in eenheid saam te leef. Ons is een familie. 'n laaste gedagte, die woord vra van ons om oordeel aan God oor te laat. Ons is nie God nie. Ons kan nie daai perfekte balans kry tussen geregtigheid en regverdigheid, liefde en genade nie. En dit is nie ons rol nie. Ons laat dit oor aan God. Wat ons kan doen is ons kan bid vir ons vyande. Ons kan hulle dien. Ons kan vir hulle goed wees. Ons kan hulle vuurhooi van skaamte maak deur om hulle te behandel soos Jesus hulle sou behandel het. Familie en vriende, al is dit moeilik, kom ons bid en ons vra die Here om vir ons te wys en die wysheid te gee om ons vyande met liefde te behandel. Here, dit is soms moeilik en dit maak seer. En Here, U vra nie vir ons om toe te laat dat ons vyande oor ons loop nie, maar U vra vir ons om vir hulle lief te wees. Want vroeër was ons almal maar ver van U af, Here. En U was vir ons so lief dat U vir sondaars gesterf het om hulle kinders van God te maak. Help ons om iets van daai liefde uit te leef. Nie net teenoor die vir wie ons wil lief wees nie, maar selfs vir die wat dit vir ons moeilik maak. Ons bid dit in U naam.
Amen.